Goeiedag en hartlik welkom by NG Vera Park se digitale bediening. In vandag se preek gaan ons saam kyk na Deuteronomium 6. Ek gaan daarso lees uit die 2020 vertaling uit en jy is welkom om saam te volg hier op die skerm of in die Bybel wat jy by jou het. Voordat ons lees, kom ons dank die Here dat ons sy woord vandag kan ontvang. Hemel Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om as 'n geloofsfamilie bymekaar te kan kom, om vandag ook gevoed te word en gevul te word deur die woord. Lei ons daardeur op die regte paai tot eer en verheerliking van U naam. En Here, gee dat ons ook daardeur 'n lig vir die wêreld kan wees. Dat wanneer ons of ander mense deur donker dieptes gaan, dat ons nie sal vrees nie, want ons weet dat U woord vir ons die pad vorentoe sal wys. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons lees saam uit hierdie boek uit en ontdek ook wat se sade God vandag in ons harte wil plant, dat dit ook kan groei tot eer en verheerliking van sy koninkryk. Dit dan is die gebod, die vaste voorskrifte en beslissings wat die Here julle God my beveel het om julle te leer, dat julle dit kan uitleef in die land waarheen julle oortrek, om dit in besit te neem, sodat jy ontsag mag hê vir die Here jou God, deur al sy vaste voorskrifte en gebooie wat ek jou beveel na te kom, solank jy leef, jy en jou kinders en jou kleinkinders, sodat jy 'n lang lewe mag hê. Jy moet luister, Israel, kom dit nougeset na, dat dit met jou goed mag gaan, en dat julle baie meer mag word, soos wat die Here die God van jou voorouers jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne van jou huis en op jou stadspoorte. Wanneer die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou voorvaders, aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om vir jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, huise vol met alles wat goed is wat jy nie gevul het nie, uitgekapte opgaarputte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie, en jy dan eet en versadig word, moet jy oppas dat jy nie die Here vergeet wat jou uit Egipte land, uit 'n plek van slawerny uitgelei het nie. Wat kan ons help om geloof te behou in tye van voorspoed? Ons sien in hierdie gedeelte 'n waarskuwing wat Moses aan die volk maak om te sê, wanneer julle nou in hierdie land ingaan, waar alles vir julle gegee gaan word, waar julle 'n klomp wonderlike dinge gaan hê en dinge gaan kry, moet julle versigtig wees dat julle nie julle geloof verloor nie. Dit is nogal opmerklik dat geloof groei en geloof sterker word in tye van lyding. Of jy nou in die hospitaal lê, of jy dalk jou werk verloor het, is dit opmerklik dat mense, wanneer hulle omstandighede verander, en hulle omstandighede slegter raak, geneig is om na die Here toe te draai. Die Here is tog ons toevlug, daar's niks fout daarmee nie, maar dit is nie altyd so opmerklik in tye van voorspoed nie. Ek was op 'n uitreik gewees 'n klompie jare gelede toe ek 'n student was. Ons het 'n fietstoer gedoen Botswana toe. En op hierdie uitreik het ons gestop by plekke of gebiede wat nie so ontwikkeld was nie. Nie so wel af nie. Mense wat in plakkers, informele nedersettings gebly het, en ons het hierdie mense gaan besoek. Nou, ons het die aanname gemaak, jy weet, hierdie mense het God nodig in hulle lewens. En as jy kyk na hulle omstandighede, het hulle nie die luksehede wat ons noodwendig het nie. Nie dieselfde toegang tot kos en hulpmiddels wat ons het nie. En as ek terugdink aan daai uitreik, dan kan ek onthou die tyd wat ons by die mense spandeer het, die gesprekke wat ek met hulle gehad het. Dis daai mense wat elke Sondag kerk toe gaan, die kerk vol sit,
wat godsdienst in die skole beoefen, wat liedjies oor Jesus in hulle eie taal het, en nie nodig het dat ons na hulle toe kom om hulle van God te leer nie. Hulle praktiseer hulle geloof op 'n daaglikse basis. En dalk kan mense die argument maak om te sê, maar hulle omstandighede dra daartoe by, dat hulle gebrek aan voorspoed, hulle godsdienstigheid op een of ander manier gevoed het. Nou hier is nie 'n oordeels waarneming wat hier gemaak word nie. Dit is wel 'n ernstige oproep wat Deuteronomium 6 ons mee konfronteer. Wat dit ons vra is, tot watter mate bepaal ons omstandighede ons geloof? As ons gaan kyk na die volk wat hier deur die woestyn gegaan het hulle omstandighede 'n invloed gehad op hoe hulle geloof gevorm was. En ons moet versigtig wees. En ek dink dit is ook die uitnodiging waartot hierdie teks ons vandag nooi. Is hierdie baie sentrale, belangrike vraag. Hoe beïnvloed ons omstandighede ons geloof? Hoe beïnvloed ons omstandighede ons godsdiens? Verander die manier waarop jy bid, die manier waarop jy kerk toe gaan, die gereeldheid daarvan, verander die manier waarop jy Bybel lees, wanneer jou omstandighede ook verander, of bly dit konstant? En dis 'n belangrike vraag wat ons moet vra in terme van geloofsgroei, want hierdie gedeelte nooi ons na 'n volgende baie belangrike vraag toe. Hoe bely ons ons geloof buitekant ons godsdiens? Ons het nou gesê ons omstandighede kan ons godsdiens beïnvloed, maar ons geloof is nie net iets wat in ons harte is nie, dit is iets wat ons bely. Dit is iets wat ons op 'n manier moet sigbaar maak in die wêreld daar buite. So buitekant die normale godsdienstige praktyke van Bybel lees, bid, kerk toe gaan en al die rituele wat ons het, hoe anders bely ons geloof? Nou, die kort antwoord en die eenvoudige antwoord, en daar's niks fout met 'n eenvoudige antwoord nie, is ons geloof word sigbaar, ons geloofsbelydenis word sigbaar wanneer ons in dankbaarheid leef. So kom ons sê ons vind onsself, of jy vind jouself in 'n tyd van voorspoed. Hoe lyk geloof dan? En ek dink dit is 'n belangrike vraag om te vra, want ons het nou voor Paasfees het ons 40 dae van lydingstyd gehad. En ons het vir lank gepraat oor hoe ons deur lyding nader aan die Here kan beweeg. Maar ons is nou in die Paassiklus nog vir 50 dae totdat ons Hemelvaart en Pinkster het. So in hierdie oploop, in hierdie tydperk, moet ons hierdie baie belangrike vraag vra van, in tye van voorspoed, hoe lyk ons geloof en hoe word ons geloof sigbaar? Hoe lyk dankbaarheid, nê? Hoe reageer ons in dankbaarheid? Nou, ek dink dadelik in die kerk het ons deel van ons liturgie, deel van ons aanbidding, deel van ons ritueel is ons dankoffers. Ons bring 'n dankoffer. En dit het my laat dink aan 'n baie interessante studie wat deur Dr. Arthur Brooks gedoen is. Dr. Arthur Brooks is 'n professor in gelukkigheidsstudies by Harvard Universiteit daarso in Amerika. En hy is op een of ander podcast waar hy 'n studie herroep het wat hulle oor 136 lande gedoen het. So is baie eenvoudige studie. Die studie het so gewerk. Hulle het na verskillende paartjies toe gegaan, mense wat in 'n verhouding is, mense wat in 'n huwelik is, maar wat hulle op die straat gekry het wat saam beweeg. En wat hulle het vir sakgeld, kleingeld gegee vir hierdie paartjie. En daar was 'n hele klompie sente en note in hierdie geld en gesê hulle moet net afstap onder na gebou toe, die ou se kollega gaan hulle daarso kry. Maar op die pad was daar 'n hawelose persoon wat hulle gevra het vir geld of hulle nie klein geld het vir hom nie. Nou
dit was baie stout deel van die eksperiment gewees. Hulle het geld gehad, iemand het nou net vir hulle geld gegee, so hulle het geld, maar hulle moet kies, gaan hulle die geld gee vir hierdie hawelose persoon, of gaan hulle dit vir hulle self hou? En wanneer hulle dan nou by die onder by die straat gekom het en die kollega hulle ontmoet het, was die eerste vraag wat daai persoon vir hulle gevra het julle geld gegee vir die hawelose man, ja of nee? En as hulle gesê het ja, hulle het, dan want hulle het die geld vir die man gegee, dan het hulle vir die vrou gevra wat saam met hom was, of die man meer aantreklik of minder aantreklik geword het vir haar toe hy geld gegee het vir die hawelose man. Waarop die studie uitgekom het, is dat mense wat in dankbaarheid leef, want dit is tog wat liefdadigheid is, 'n daad van liefde, om iets te gee vir 'n liefdadigheidsorganisasie, maar en ons kan dit nou, en hierdie is nou 'n voorbeeld van iemand wat geld gegee het, maar jou tyd, jou energie, enige daad van liefde. Dit is waarna toe Deuteronomium sê ons roep, nê, om die Here jou God lief te hê, om jou naaste lief te hê soos jouself. So wanneer jy iets doen, 'n daad van barmhartigheid doen, was die gevolgtrekking van die studie dat mense wat dit doen, meer voorspoedig is in alle opsigte van die lewe. Hulle is gesonder, hulle is gelukkiger, en selfs 'n finansiële, 'n gesonde finansiële impak op hierdie mense. Dis wat die studie bewys het. Maar ek dink as ons terugkom na die kern van dit wat Deuteronomium sê ons na toe roep, is 'n belydenis van geloof buitekant die normale godsdienstige praktyke. Met ander woorde, in die manier waarop ons leef, is dit die antwoord. 'n Lewe van dankbaarheid wat getuig van dit wat God kom doen het. Met ander woorde, die vraag is, hoe reageer jy op God se genade? Hoe reageer jy op sy liefde, op sy onvoorwaardelike liefde, waarmee hy ons gered het? Ons het nou net Paasfees gevier, nê? God se groot onvoorwaardelike liefde, sy reddingsmag gevier. Nou is die vraag, nou dat ons dit herroep het, hoe gaan ons daarop reageer? Reageer op die wete dat God sy lewe vir ons gegee het. Hoe lyk dankbaarheid? Hoe lyk daardie belydenis van dankbaarheid? Nou kry ons 'n praktiese riglyn om te sê of dit nou goed gaan of sleg gaan met jou. Jou omstandighede moenie jou toewyding, jou verbondstoewyding, of jou lojaliteit en liefde aan God beïnvloed nie. Dit is iets wat ongeag van ons omstandighede het God sy lewe vir ons kom gee. So ongeag van ons omstandighede, of dit goed gaan en of dit sleg gaan, hoe lyk 'n lewe van dankbaarheid? Nou, baie belangrik hierso, dit begin in die hart, nê, daar is in vers 5 en 6. Dit begin in die hart. Dit kom uit wie jy is. 'n loyale liefde teenoor God wat reageer op God se verbond. Nie om ryker te word nie, maar omdat jy reeds die grootste geskenk, die grootste skat reeds ontvang het, wat God se onvoorwaardelike genade, liefde en redding is. Nou is die vraag wat ons volgende moet vra is, hoe weet ek? Hoe weet ek of ek 'n gesonde geloof het en of my geloof soos die wind waai afhangende van my omstandighede? Hoe kan ek dit meet? 'n Ander manier om dit te vra is, hoe weet ek of my belydenis sigbaar is? 'n Goeie manier om dit te bepaal is om jouself te vra, 'n vraag wat jy vir die spieël moet vra. Hoe moeilik is dit vir jou om te gee? En hier praat ons nie net van geld nie, nê. Ons praat hierso van jou tyd, jou liefde, jou omgee. Is dit vir jou maklik om jou tyd vir ander mense te gee? Is dit maklik vir jou om net te luister na iemand anders se storie, sonder om kommentaar te lewer of te oordeel, maar om net te luister? Hoe maklik is dit vir jou op die stadium om te gee oor ander mense? Dit behoort vir jou 'n goeie aanduiding te gee van jou geloofsgesondheid. Nou sit jy dalk en jy wonder,
Wat as dit moeilik is? Wat as dit op die stadium van my lewe vir my moeilik is om my belydenis sigbaar te maak? Wat as ek sukkel om te gee vir ander? Wat as ek sukkel om my tyd vir ander te gee, want almal soek my tyd en ek het so min tyd om te gee? Wat as dit vir my moeilik is om my geld te gee, omdat ek dalk te min het daarvan, of my liefde, omdat ek arm is in liefde? Wat moet ek doen as dit vir my moeilik is om myself te gee vir my naaste? Ek weet wat God vir my gedoen het. Ek verstaan my verbintenis aan hom. Tog is dit moeilik vir my om van myself vir ander mense te gee. Dalk voel jy so. Ek ervaar dat ek min genade het, dat ek vinnig is om te oordeel, dat ek 'n tekort het aan verdraagsaamheid, dat ek sukkel om liefde te gee. Wat as jy daar is? Wat as jy besef dit is jou toestand van wese op die stadium? Ons probleem is ons soek maklike, vinnige antwoorde en kits oplossings. Kom ons sê dit is dalk waar jy jouself bevind en jy soek die vinnigste, maklikste manier om daaruit uit te kom en die maklikste antwoord. In Deuteronomium 6 praat van 'n geloofwaardige belydenis. 'n Belydenis van tekortkominge en dan hierdie uitnodiging van kom na my toe. Waar die Here sê kom na my toe soos jy is. Jy sien, belydenis is 'n godsdienstige handeling. Met ander woorde, ons dien God met ons belydenis. En dit is nie net 'n belydenis van geloof, is 'n belydenis van afhanklikheid. Om te sê ek bely en erken teenoor God dat ek geestelik getap is, dat ek 'n gebrek het aan liefde, 'n gebrek het aan genade, 'n tekortkoming het aan selfbeheersing. Ek bely my skuld dat ek nie my naaste liefhet nie, of dat ek nie myself het nie, dat ek my naaste liefhet ten koste van myself. En ons het 'n uitnodiging gekry om ons geloof in vryheid te kan kom bely op daardie manier. En hierdie belydenis roep ons dan tot 'n uitnodiging van hervorming. Dink aan 2 Konings en Josia wat hierdie boekrol Deuteronomium daar ontdek het. Hy was besig met tempelreparasies. Gaan kyk bietjie na ons Bybelstudie video waar ek kortliks daaroor kommentaar lewer, maar hulle ontdek hierdie Deuteronomium boek en besef dit roep ons tot 'n hervorming. Hervorming beteken taamlik letterlik om nuwe vorm te gee aan ons lewens. So nadat ek my geloof bely het, dan stel God my in staat, gee vir my die krag om die dinge in my lewe te hervorm wat my liefde steel, wat my genade steel, wat my tyd, my energie en my geld steel. Om nuwe vorm daaraan te gee dat ek eerder my naaste daardeur kan dien as wat dit my net tap en tap en tap. Hierdie word met ander woorde 'n hervorming van wie ek is te midde my omstandighede. Met ander woorde, dat my omstandighede my nie meer definieer nie, maar dat my verbintenis aan God my definieer ten spyte van my omstandighede. En dit stel my in staat om in die wêreld in te gaan en myself te gee vir die wêreld, ongeag dit wat rondom my plaasvind. Dit vorm my denke, dit oortrek my hele wese. Hierdie besef van God se onvoorwaardelike liefde vir my. Dit red my van hierdie slagoffer word van my omstandighede. En my getuienis word my belydenis. 'n Getuienis wat nie gebou word op die omstandighede rondom my nie, of dit nou goed of sleg is nie, maar die vorming en die hervorming wat binnekant my gebeur te midde van dit wat rondom my gebeur. So my uitnodiging aan jou en aan ons as gemeente hier in ons gemeenskap is beweeg in daardie wêreld in. Of dit nou lyding is en of dit nou voorspoed is. Ons omstandighede kan nie ons geloof definieer nie. Ons geloof definieer ons geloof.
Kom ons gemaak het ons belydenis sigbaar. Om te sê ons is nie slagoffers van ons omstandighede nie. Ons kan ten spyte daarvan hoop gee vir die wêreld. En wanneer jy leeg voel, bely daardie afhanklikheid. En laat God toe om jou hart te hervorm tot diens van sy koninkryk. Mag jy 'n geseënde week hê. Ek groet jou in die naam van die Here. Genade, liefde en vrede vir jou. Gaan en wees rentmeesters van sy koninkryk. Amen.